Baie welkom by Versteekte Juwele. Toe gebeur het weer, nou onlangs, dat mense die wederkoms van Christus voorspel het tot op die datum. Soos het al deur die eeue gebeur het by herhaling. November maand word soms genoem wederkomsmaand hier aan die einde van die kerklike jaar, soos wat Desember maand bekend staan as komsmaand of adventsmaand dan, waar ons die eerste koms van Christus vier. So kyk ons in November na sy wederkoms. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die presiese tyd van Christus se wederkoms op geen manier voorspel kan word nie. En dit staan omtrent 10 keer in die Bybel. Tog is daar mense wat pogings aanwend om 'n datum te gee. Miskien is dit om mense te help om hulle lewens in orde te kry en besluite te neem. Dit kan ook wees dat mense dan geforseer voel om hulle te bekeer, so asof dit vroeër nie nodig was nie. Dit kan ook wees dat omdat daar nog so 'n rukkie tyd is, ek nie onmiddellik my lewe in orde hoef te kry nie. Die vraag is maar net, hoe kyk ons na Christus se wederkoms? Is dit vir ons iets vaags, waarvan ons dalk wegskaam? Is ek dalk bang daarvoor? Of is ek opgewonde oor Christus se wederkoms, omdat ek die Here sal ontmoet? In Matteus 24 en 25 gaan ons verwagting van die wederkoms van Christus gepaard met ons liefde vir die bruidegom, of dan die koning wat terugkom. As ons Christus liefhet, dan word ons lewens ook gestempel deur sy wil, afgesien van al ons gebreke. Maar dan is ons gereed. Dan is dit nie nodig om angsvallig te wees oor 'n datum nie. Die punt is nou maar net om elke oomblik gereed te wees. Soos daardie dienaars van die koning, wat die koning ingewag het om hom te verwelkom. Dat hy kan kom enige tyd, nou of later.